Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Die Here is goed vir ons. Kan nie help om net om weer vanoggend te beleef, te ervaar nie, te voel hoe hy vanoggend die is en ervaar hoe hy skuif. En hoe hy skuif in my lewe en dinge wat die week dalk uit plek uit geskuif is, hoe hy dit net kom regskuif. Tydens hierdie aanbidding. Het jy dit gevoel vanoggend? Die gevoel hoe jou hart net so bietjie skuif, die verbitterheid net so bietjie skuif, die kwaad, die negativiteit, die alles net so bietjie skuif vanoggend in sy teenwoordigheid. Nou dis wat die Here doen. Ons dien 'n goeie en getroue God. Amen. Nou, ons is in Pinkstertyd en ons gaan lekker gesels oor Pinkster die volgende week of 2. En ons wil graag op die gedagte bly vir 'n rukkie. So dikwels wanneer ons Pinkster praat, dan dink ons een dag, né? Pinkster het laasweek plaasgevind, so dis een dag. Pinkster, uitstorting van die Heilige Gees, die belewenis van die Heilige Gees, en nou is ons klaar met Pinkster, nou moet ons aanbeweeg. Okay? Maar is Pinkster nie nou nie? Is Pinkster nie elke dag nie? Pinkster is die krag van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Is dit nie elke dag nie? Elke oomblik. Elke moment, die geleentheid wat ons het om hom net te beleef. En as jy regtig daaraan dink, dan besef jy, maar Pinkster gaan oor die geleentheid wat ons het om in verhouding met God te staan. Om te beleef soos niemand nog ooit nie. As jy dink aan die Pinkster oomblik, die oomblik met die uitstorting van die Heilige Gees, daar in Handelinge 2, het alles verander. Sê alles het verander. Die oomblik toe jy die Heilige Gees ontvang, toe verander alles in jou lewe. Een van die grootste goed wat verander is die manier hoe jy verhouding het met God. Verhouding het met God. Die manier hoe hy homself aan jou openbaar, die manier hoe hy homself beleef, dit het alles verander in daai Pinkster oomblik in my en jou lewe. Nou Pastor JP het laasweek goed gedoen en hy het so 'n bietjie gedeel rondom 2 gedagtes en ek kon nie hierdie week wegkom van die 2 gedagtes af nie. Die een is Petrus wat in die boot was en hy moes uit die boot uitklim om na Jesus toe te gaan en dan in daai oomblik hierdie belewenis te hê wat wie van julle het al op die water geloop? Amper sê ek nie een van ons gehad het nie, maar laat ek dit eers sien. Enigiemand al op die water geloop? Nee, niemand. Okay. So, om daai belewenis te hê wat niemand nog ooit gehad het nie. En as ek so na julle hande kyk, niemand vanoggend hier in hierdie gemeente al beleef het nie. Maar daar was een gedeelte binne in daai storie wat ons nie moet vergeet nie. Dit was Petrus se begeerte om uit die boot uit te klim en saam met Jesus op die water te loop. Iemand? Gaan lees die stuk. Dit was Petrus se begeerte. Hy sien Jesus en hy sê, Jesus nooi my. En Jesus sê, Petrus kom. En Petrus kry hierdie geleentheid om Jesus te beleef soos nog nooit tevore nie. Die geleentheid vir 'n verhouding, belewenis met God wat min mense of dalk nog niemand anders weer beleef het nie. Wat is jou begeerte volgende? Wat is jou begeerte volgende? As ek sê verhouding met God, wat dink jy aan? Wat is jou begeerte? Hoe wil jy hê? En ek probeer almal in die oë kyk. Hoe wil jy hê? Hoe moet jou verhouding met God wees? Hoe wil jy Jesus beleef? Wil jy hom veilig in die boot beleef? Niks sleg daarmee nie. Jy's veilig. Jy gaan 10 teen in die hemel toe gaan. Maar is dit die belewenis wat jy wil hê? Of kan ek jou vanoggend 'n reguit vraag vra?
Sy my 'n oomblik gee, net die ander. Is daar nie meer nie? Is daar nie 'n groter belewenis as dit wat jy tot nou toe beleef het? Is daar dalk nie 'n loop op die water oomblik nie? En as daar is, hoekom steek ons nie ons hand uit volg? En sê, Here, ek wil U nader ken as wat ek U nou ken. Ek wil uit hierdie boot uitklim. Hy die tweede gedagte wat hy deel was oor die gawes van die Heilige Gees, Pinkster. Obviously, ons praat oor Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, die doping met die Heilige Gees. Amazing moment. En hy noem dit, die skrif sê, en almal, hy sê, en so moet dit wees, wanneer julle by mekaar kom. En Pastor JP deel hierdie gedagte, dit is Christus se hart, dat elkeen van ons op verskillende maniere, verskillende tye, iewers in ons lewens die gawe van die Heilige Gees moet beleef. Dis Jesus se begeerte. Jesus wat op die water staan, ek en jy wat in die boot sit, en Jesus is soos daar is iets meer intiem wat jy kan beleef. Wil jy dit nie hê nie? En hierdie gedagte het met die week aan die gang gehad, en hoe meer ek met die Heilige Gees hieroor praat, hoe meer besef ek dat daai gevoel, daai belewenis, nie gevoel nie, daai belewenis wat ek en jy het, wanneer ons in die gawe van die Heilige Gees iets doen, wanneer die Here jou gebruik, wanneer jy jou getuienis deel met iemand, en hulle gesig, jy kan sommer die hoop in hulle sien terugkom, en daar's weer 'n opgewondenheid, daar's weer vreugde, daar's iets, of dit 'n woord van kennis is, of net 'n gebed is, man, maak nie saak wat dit is nie, maar daai oomblik, wat die Heilige Gees deur jou iets in iemand anders se lewe doen, is een van die mees intiemste oomblikke wat jy met God kan hê. Church, ek wil vanoggend hierdie gedagte na jou toe gooi, en vra net vir 'n oomblik, dink gou Jan, wat van as die mees intiemste oomblik wat jy met die Here kan hê, is nie noodwendig net in jou binnekamer nie. Nie net daar waar jy die Here alleen gaan soek nie, is dalk nie noodwendig hier in die worship en die aanbidding. Wie van julle het die Here beleef vanoggend? Ek het verseker. Maar wat van as een van die mees intiemste oomblikke wat jy die Here kan beleef, wat jy in verhouding met hom kan staan, is die oomblik wanneer sy Gees deur jou werk en iemand anders aanraak. En daarom sê Paulus, ons moet daarna smag. Daarom is die gawes van die Heilige Gees daar. Daarom het Pinkster gekom, sodat ek en jy in 'n dieper verhouding met die Here kan staan, as ooit tevore, dat ons hom kan beleef, soos niemand nog ooit hom beleef het nie. Hierdie belofte van die Heilige Gees. Pinkster belofte. Nou ek het 2 dele, vandag deel ek in deel 1. En ek wil vanoggend gesels oor die inwoning van die Heilige Gees. Het julle al daarvan gehoor? Die inwoning van die Heilige Gees, die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, die oomblik wat jy hom bely as jou redder en saligmaker, jou bekeer, kom woon die Heilige Gees in jou. Okay? Hoekom is dit belangrik as ons praat oor Pinkster om daaroor te praat? Want in daai oomblik, daai Pinksteroggend, is dit nie net die krag van God wat wonderwerke en tekens doen wat plaasgevind het nie. Dit het ook moontlik geraak vir my en jou om die Heilige Gees te ontvang binne in ons. Amen. Sit gou vir my Jesegiel daarop, want ek kan sien hier's 'n paar mense wat wonder of ek die waarheid praat. Nie regtig nie. Die Here praat deur Jesegiel. In Jesegiel 36 vers 26 tot 27, en dan spreek God hierdie woorde, hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. Sê nuwe hart. Is belangrik hierdie, nuwe hart gee. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. God is besig hier om 'n punt te maak. Hy sê tot en met in hierdie oomblik het my gees, was my Heilige Gees daar, maar hy het vaardig geword oor iemand. Jy sal lees in die Ou Testament, die Heilige Gees het gekom en hy het oor hulle vaardig geword vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke doel. Maar nou spreek die Here deur Jesegiel en hy sê, ek sal in julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee.
en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge hou en doen. Wat vir my mooi is hier in hierdie woord wat God spreek deur Jesegiel is hoe die Here kom en hy sê, maar ek gaan my gees gee. En my gees gaan binne in julle elkeen kom bly, nie meer net aan die buitekant nie. Hier's 'n belofte. Kerk, hier's 'n belofte wat jy vanoggend moet hoor. Daar's 'n belofte, hierdie selfde belofte praat Johannes van, toe hy nie besig was om die mense te doop, toe sê hy, daar kom een sterker as ek, en wanneer hy gekom het, sal hy julle doop met die Heilige Gees en vuur. Okay? Hierdie selfde belofte is die belofte wat Jesus van praat, wanneer hy bid, en dan sê hy, die Vader sal die Heilige Gees na julle toe stuur. Hy sê, dit sal vir julle voordelig wees dat ek gaan, want sonder dat ek gegaan het, kan die Heilige Gees nie binne in jou kom bly nie. Jy moet vanoggend hoor wat ek sê, dat ek praat vanoggend van die inwoning van die Heilige Gees, en dan sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer wat gebeur? Wanneer die Heilige Gees gekom het, en waar kom bly het? Binne-in. Julle sal krag ontvang wanneer my Heilige Gees binne julle kom bly het. So hierdie skrifgedeelte in Jesegiel, dan sê God iets. Hy sê, maar voordat my gees binne in jou kan bly, moet my gees eers 'n plek hê om te bly. Stamp die persoon langs jou so en sê, maak plek vir die gees. Come on. Ja, en dis wat die woord daar sê, die Here sê, voordat ek my gees binne jou kan sit, moet daar eers plek wees vir my gees. Is daar plek vir die Heilige Gees in jou lewe? Wag voordat jy net yes sê of net amen sê. Is daar plek vir die Heilige Gees in jou lewe? In jou roetine? In jou elke dag? In jou vriendegroep, in dit wat jy doen, dit waarmee jy jou besig hou, is daar plek vir die Heilige Gees? Want wat die Here wil doen is, hy wil eers die hart van klip verwyder uit elkeen van ons uit. Nou, ons gaan praat vanoggend meestal oor die inwoning van die Heilige Gees, maar voordat ek praat oor die inwoning van die Heilige Gees, moet ek eers hierdie erkenning aan die Heilige Gees gee. En ek hoop jy kan saam met my. Ek sou nie vanoggend hier gestaan het as dit nie was vir die werking van die Heilige Gees wat my na die Here toe gebring het nie. Wie van ons kan vanoggend hier sit en sê, maar ek het Jesus gekies uit myself uit? Wie van ons? Wie van ons kan vanoggend hier sit en sê, maar ek het my hart na die Here toe gedraai met my eie krag? Nie van ons nie. So alhoewel die Heilige Gees inwonend in elke gelowige se lewe is daar 'n gedeelte van die werking van die Heilige Gees wat plaasvind nog voordat ek en jy ons hart vir die Here gegee het. Come on. Kan jy vanoggend saam met my getuig, dat was dit nie vir die genade van God nie, genade op genade, werking op werke, sy hart, sy liefde, sy onverdiende liefde nie, sou jy nie vanoggend hier kon sit en gesê die Heilige Gees leef binne in jou nie. Wie het jou hart na die Here toe gedraai? Wie het jou geroep? Hoe het jy hier gekom? Jackie, kom staan gou hier vanoggend. Die woord sê, terwyl ons nog in die wêreld was, het God hom reeds ontferm oor ons. Kom nou. Terwyl jy nog nie eers die Here lief gehad het nie, nog nie eers aan hom gedink het nie, het hy aan jou gedink. Terwyl jy nog 'n sondaar was, het die Heilige Gees al reeds begin werk. Al reeds jou probeer kry om weg te draai. Kyla, kom hier. Jy gaan die bad guy speel vir 'n oomblik. Okay, staan aan daai kant van hom. Kom aan, met wie van julle het hierdie nie gebeur nie? Met wie van julle kan vanoggend hier sit en sê, ja, maar die Heilige Gees het ek nog nie beleef nie, met die wete dat daar was 'n tyd in jou lewe waar jy so ver in die wêreld was, dat jy nie jouself kon red nie. Wat jy oor en oor probeer het, jou lewe regkry, oor en oor probeer wegkom het van die verslawing, maak of jy hom wil gryp, maar nie te rof nie, ja. Okay. Kom aan, hoeveel verslawings was daar in jou lewe waar die Heilige Gees keer en keer na jou toe gekom het en probeer jou losmaak, nog voor jy jou hart vir die Here gegee het. Ek praat nog nie van die inwoning nie. Hoeveel kere was daar gevalle in jou lewe, sit jou hande weer op hom, gryp hom, waar die depressie
en die donker en die seer van die lewe jou wil vat en in 'n gat indruk waar die Here tussen jou en dit kom staan het en jy weet voor jou heilige siel jy was nog nie gered nie. Kom on church. Ons sit hier vanoggend omdat die Heilige Gees al reeds teenwoordig was in my en jou lewe nog voordat ons hom kans gegee het. Nog voordat ek en jy gesê het, maar ek het Jesus nodig, was die Heilige Gees al reeds daar en probeer tussen jou en verkeerde vriende inkom. Kom nou. Was dit jy wat so oulik was? Dit was hy. Daar was 'n tyd en 'n plek in my lewe waar daar soveel afgode in my lewe, jy's nie afgod nie, okay. Maar daar was 'n tyd in my lewe waar daar soveel afgode in my lewe was dit nie vir die Heilige Gees wat my bewus gemaak het daarvan nie, sou ek vandag nog daai afgode gedien het. Ek sou nie op 'n plek kon kom waar ek Jesus kon kies en my hart vir hom oopmaak, sou dit nie was vir die genade van God nog voor ek my hart vir hom gegee het. Sy Gees al reeds om ontferm oor my. Sy Gees om my reeds lief gehad het. Is dit nie amazing hoe die genade van God net so groot is en hoe hy ons so ontferm oor ons nie? Terwyl ons nog verlore is in 'n wêreld, dan staan die Heilige Gees nie eenkant in die paleis, in die troonkamer van die Vader en sê, kom, ek roep jou, jy moet nou by jouself hier bo uitkom, ek wag vir jou, kom maak nou 'n plan, jy moet nou kom nie, maar in plaas daarvan kom die Heilige Gees en hy draai ons vat. Het jy dit ervaar of is dit net ek? Kan jy vanoggend getuig dat die Heilige Gees alles gedoen het, draai geom? Maar soos Petrus in die water besig was, vat my hand, Jackie, besig was om te sink, moet jy jou hand iewers uitsteek. Jy moet iewers die hand van die Heilige Gees vat en sy leiding begin volg. Hierdie is voor wedergeboorte. Kom nou. Moenie vir my môre sê die Heilige Gees het geen werk voor wedergeboorte nie. Die Heilige Gees werk. Maar iewers moet ek en jy nog gaan luister. Iewers moet ons na hom toe gaan want hy is besig om ons te bring tot op 'n plek waar ek en jy hom kan aanneem. Hierdie werking van die Heilige Gees is belangrik vanoggend en hoekom ek dit wil noem, want daar is mense waarvoor jy bid. Daar's mense waarvoor jy bid. Kayla, jy kan gaan sit, Jackie moet bly hierbo. Daar's mense waarvoor jy bid en jy weet hulle het nog geen hart vir die Here gegee nie. Jy weet hulle het nog nie daai klipharde hart laat uitkom en dat Christus 'n hart van vlees gee nie. Jy weet dit. Miskien is dit jou man, miskien is dit jou vrou, miskien is dit kinders of vriende van jou werkskollegas en jy bid en jy wonder of is dit die moeite werd om te bly bid. Ek wil vanoggend jou verseker dat die Heilige Gees los nie daai mense nie. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wedergebore is, het die geleentheid omdat Christus ons nie gelos het toe ons in die wêreld was nie. En sy krag is vandag nog in werking. Sit gou vir my op die volgende skrifgedeelte daar asseblief. In Handelinge 26. In Handelinge 26, Jackie staan net by my, jy lyk smart genoeg vanoggend. Ek sê vanoggend, as dit nie was vir Jackie wat so netjies lyk nie, het ek al teen hierdie tyd in 'n T-shirt gepreek. Maar, dankie Here vir so 'n ouetjie wat so nice netjies lyk. Paulus is op pad Damaskus toe. Hy's op pad Damaskus toe en toe ek dan daarvan af na Damaskus op reis was, met die volmag en die opdrag van die owerpriesters, het ek o koning in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek in 'n Hebreëse taal en sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe Saul nog 'n sondaar was, in die wêreld was, het die Heilige Gees al reeds begin werk, om hom hier te kry. Om hom op Damaskus op die pad te kry. Om hom op 'n plek te kry waar hy kan sien wat regtig besig is om te gebeur. Waar hy sy eie swak natuur kon raak sien. Paulus was nie net 'n sondaar nie. Paulus was ook die beeld van religion.
van religie. En so baie keer kyk ons na die sondaars daar buite, en ons wonder of hulle verlore is in die hemel gaan haal, maar wat van religie? Wat van religie? Wat van dooie geloof? Wat van as ons soos Paulus op 'n plek kom waar ons so op onsself staat maak en ons nog nie die inwoning van die Heilige Gees het nie? Dan is ons net so verlore. Paulus staan, hy's 'n wetgeleerder, hy's 'n ou wat elke week kerk toe gaan, hy ken sy Bybel, hy weet wat die woord sê, en hy was so verblind met sy eie trots, dat hy nie besef het, hy is besig om dit te mis nie. En ons kan so maklik verblind wees. Ons kan so maklik kyk na die woord en na die dinge wat gebeur, en ons dink ons is op die regte pad, ons besig om die regte goed te doen, want die Here kom ons vir my deur. Hoeveel keer bid ons en ons soos, Here doen dit vir my, dan doen die Here dit vir ons. Here doen dit vir my, dan doen hy dit. Hoeveel keer seën hy jou in jou finansies, of breek hy deur vir jou en haal jou uit 'n donker plek uit, en hy's besig om vir jou nuwe geleenthede te skep, en jy kan in daai oomblik so verblind wees en dink is omdat jy so oulik is. Dink is omdat jy fyn is. Ons het 'n familielid gehad. Ek gaan nie te veel uitbrei oor wie dit was nie. Maar ek kuier by hierdie persoon en hulle is om die braai, om die kampvuur besig om te kuier en die dop loop. En op 'n stadium roep hy my na hom toe en hy sê vir my, sien jy hoe gelukkig ek is? En ek sê nee, ek sien hoe gelukkig jy is. Hy sê, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie soos jy te leef nie. Die Here het my lief net soos ek is. Ek hoor jou. En hy sê vir my, Danie, as my lewe nie reg was met die Here nie, moes ek al 3 keer gesterf het in die laaste 2 jaar, in motorongelukke. 3 keer. Want 3 keer het die Here my uit daai ongelukke uitgered. 3 keer. Ek sê vir hom, miskien is dit omdat die Here jou roep. Miskien is dit omdat hy jou roep en hy soek jou by hom. Miskien gee hy jou nog 'n kans. 'n maand later sterf daai persoon af. 'n maand later in 'n motorongeluk. Wat van as die prikkels wat jy voel, dalk die Here is wat vir jou sê, maar jy het nog nie op 'n plek gekom waar jy jou hart oopmaak en sê, Here, kom verwyder hierdie klipharde hart nie, kom haal hom uit en geef my 'n nuwe hart nie. Wat van as daai prikkels wat ek en jy voel, dalk 'n plek is waar ons nog nie Jesus Christus aangeneem het as ons redder en ons saligmaker nie. Ons het nog nie ingegee in die Pinkster gedagte nie. Ons het nog nie besef dat daar is meer as net religie nie. Daar is meer as om net te sê Jesus is die seun van God. Kom nou. En Jakobus dan sê Jakobus sê, julle sê Jesus is die seun van God. Julle doen goed. Hy sê maar die duiwel sê dit ook. En hulle sidder. Hulle sidder. Hoekom? Want die duiwels het nog nie oopgemaak dat Christus in hulle hart kom woon nie. Kom nou church. Daar is iets soos die inwoning van die Heilige Gees. Daar is iets soos om jou hart oop te maak. En miskien is die Here besig om aan jou te ruk. Jackie, gaan gou weer af. Miskien is die Here besig om aan jou te ruk. Miskien is hy besig om jou te trek in hierdie stadium, op hierdie oomblik, om vir jou te sê, jy is nie waar jy moet wees nie. Totdat, sê vir die persoon langs jou, totdat ek en jy nog nie die geloof van Romeine 10 toegepas het nie. Romeine sê, deur die geloof alleen is ons gered. Iemand sê amen. Maar daai geloof wat Romeine van praat, is 'n geloof wat homself voor die Here verneder. Wat homself voor die Here plaas en oopmaak en sê, Here, ek wil hê U moet inkom. Dis die tipe geloof wat sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek gaan nie meer so leef nie en ek maak plek vir die Heilige Gees vanoggend. Ek trek dit uit wat ek het en ek maak plek en ek sê, kom leef binne in my. Dis daai geloof. Church, totdat Pinkster nog nie in jou lewe plaasgevind het, ek ons gee vir Jackie 'n handeklap.
Totdat Pinkster nog nie vir ons plaasgevind het nie, totdat jy nie wedergebore is nie. En die wedergeboorte is die oomblik wanneer die Heilige Gees inwonend binne in ons word. Amen. En daai gebeur slegs deur geloof, maar deur die tipe geloof wat sy lewe voor die Here neerlê. Deur die tipe geloof wat sê, Here, ek gee dit alles oor aan U. Ek kan nie, maar nou gee ek dit oor en ek nooi U in my lewe in en ek sê, kom vat beheer. Dis die geloof. Dis die geloof. En tot en met daai oomblik is die Heilige Gees besig om te werk. Tot en met daai oomblik is die Heilige Gees besig om in jou lewe te werk en in jou vriende se lewe te werk. Ek glo dat die Here sal selfs deure oop skop as hy nodig het om oop te skop om by jou hart uit te kom. By jou hart uit te kom. Is jy nie dankbaar vir dit nie? Kom aan, is jy nie dankbaar dat die Here jou nie sal los as hy nog nie in jou is nie? Is jy nie dankbaar dat daar 'n tyd in jou lewe was waar alles verkeerd geloop het en waar dit so sleg gegaan het en mense niks met jou te doen wou gehad het nie, miskien finansiëel of miskien in jou gesondheid, waar alles, jou hele koninkryk in mekaar geval het, want dit het jou gebring tot op 'n plek op jou knieë voor die Here, waar jy vir die eerste keer in jou lewe opreg gesê het, Here, hier, ek gee my hart. Hierdie is nie meer net religie nie. Hierdie is nie net wat my ouers gedoen het of my familie gedoen het nie. Ek is nie gered op hulle geloof nie, ek is gered op my geloof. En ek kom vanoggend en ek maak oop en ek sê, nou wil ek hê jy moet inkom. Ek lê dit neer voor U. Daai oomblik sê die woord van God, is die oomblik wanneer die Gees van God binne in jou kom woon. Inwonend binne in jou word. Daai is jou Pinkster oomblik. Daai is jou Pinkster oomblik. Dis die oomblik wanneer jou begeertes verander na God se begeertes. Blaai gou saam met my. Blaai saam met my daarna 1 Petrus toe. 1 Petrus 1 vers 14. Soos gehoorsame kinders, hier skryf Petrus aan die gemeente en hy sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle, sê moet julle, ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig. Petrus skryf aan die gemeente en dan sê hy, okay, die Here sê, wees heilig. Nou wie van julle kan heilig wees sonder die werking van die Heilige Gees? Kom aan, Petrus skryf nie hierdie om 'n wet op hulle te plaas nie. Petrus skryf hierdie om hulle te encourage, om te sê, maar ek soek die Heilige Gees binne in my. Want sonder die Gees van God kan nie een van ons heilig leef nie. Sonder die Gees van God kan ek nie kan ek nie wegstap van my ou begeertes af nie, ek kan nie. Maar met die Heilige Gees inwonend verander wie ek is. Amen. Jou wese verander. So dikwels op hierdie plek in ons lewens. En as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, dan spreek ek en ek bid vanoggend dat jy jou Pinkster oomblik vanoggend sal hê. Ek bid vanoggend dat die Heilige Gees so met jou sal praat, dat jy teen die einde van hierdie diens sê, Here, ek maak my hart oop, ek breek dit oop en ek sê, kom leef binne in my. Ek bid sodat jy vanoggend wedergebore sal word en die inwoning van die Heilige Gees sal beleef. Maar tot op hierdie oomblik wat ons nie oopmaak nie, is daar 'n moontlikheid dat ons verblind is deur ons wêreld om ons, verblind is deur ons vriendegroep. Ons kan selfs verblind wees deur die goedheid van God. Weet jy, ek was op 'n plek in my lewe waar ek in die kerk groot geword het, ek het nagmaal gebruik, ek het my Bybel gelees, maar ek was hier. Ek het geen verhouding met Jesus gehad nie. Geen verhouding nie. Religion was vir my iets wat ek Sondag doen. Of die oomblik wanneer ek my Bybel oopmaak, dan gebeur kerk. Maar daar was geen verhouding nie. Hoekom? Want daar was geen inwoning van die Heilige Gees nie. Jy kan eers verhouding met God begin beleef soos hy dit wil hê, wanneer jy oopmaak en sê, Heilige Gees, kom woon binne in my.
En dit het moontlik geword met die Pinksteroomblik. Dit het moontlik geword toe Jesus Christus vir ons aan die kruis sterf, jou sonde op hom neem en ons die geleentheid gee om die Heilige Gees te ontvang. En in daai Pinksteroomblik verander alles in jou lewe. Dan sterf jou ou begeertes af. As jy vanoggend hier sit en jy soos pastor, maar ek sukkel nog met goed in my lewe, dis fyn, ons almal sukkel met goed in ons lewens. Ons almal het challenges. Jy verander nie in 'n oomblik en dan is daar niks meer wat jou challenge nie. Maar baie keer terwyl ons hier is, dan is ons begeerte vir die wêreld groter as die begeerte vir God. En dis hoe jy weet jy's hier. As daar nog steeds dinge in jou lewe is wat jy doen, en is vir jou lekker om dit te doen, en jy geniet dit om dit te doen, maar jy weet dit is teen die wil van God, en jy het geen remors daaroor nie, dan wil ek vir jou sê, ek wonder of die Heilige Gees binne in jou leef. Want die Gees van God openbaar aan die wêreld die sonde. Nie om ons te judge nie, nie om ons te condemn nie, maar hy openbaar dit sodat ons nader aan sy hart kan kom. Iemand sê amen. Hy openbaar dit omdat hy ons nader aan sy hart wil hê. Sy hart is nie dat ons 'n wet van hierdie woord maak nie. Jesus sê in Johannes 14, dan sê hy, as julle my liefhet, dan sal julle doen wat ek sê. Daar's 2 maniere om dit te lees. Jy kan dit as 'n wet lees, of jy kan dit as 'n verhouding lees. Wat Jesus nie sê nie, is Jesus sê nie, as jy my liefhet, dan sal jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie goed reg doen, en dit sal 'n bewys wees dat jy my liefhet nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Wat Jesus net daarna sê, bevestig dit wat ek vanoggend sê. Hy sê, ek sal na die Vader toe gaan, en die Vader vra om die trooster na julle toe te stuur, en hy sal in julle kom woon. Wat Jesus doen met daai statement, is wat hy besig is om te sê is, wanneer jy jou hart oopgemaak het, wanneer jy genoeg spasie gemaak het vir my Heilige Gees om binne jou te kom bly, dan sal, is nie 'n opdrag nie, dis 'n observasie, dan sal jou lewe begin verander. Kom church, dis iets wat gebeur wanneer die Heilige Gees inwonend in ons is. Dis nie 'n wet nie, dis nie wette nie, dis nie iets wat ons moet doen en moet onderhou nie, dis 'n verhouding met Jesus Christus. Amen. Come on, een van die grootste oomblikke wat ons het, is wanneer die Heilige Gees van God deur ons en in ons begin werk. Een van die mees intiemste oomblikke wat jy met die Here kan hê, is wanneer die Heilige Gees van God binne in jou besig is met heiligmaking. So jy het 'n keuse vanoggend. Jy het 'n keuse vanoggend. Jy kan vanoggend hier sit en sê, ja, ek weet daar's goed wat ek moet doen, en ek sal my bes doen om dit te probeer doen, en jy gaan fokus op jou eie werke, of jy kan vanoggend hier sit en sê, ek maak my hart oop. Ek maak my hart oop, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie. En sê, ek maak my hart oop, en ek sê, kom verwyder hierdie klipharde hart vanmôre, en kom plaas in my 'n hart van vlees. Ek skep spasie vanoggend vir die Heilige Gees om in my te kom woon. En in daai oomblik kom die Gees van God wat intiem is, wat liefdevol is, genadevol is, en hy kom woon binne in my en jou. En in daai oomblik begin 'n verhouding met God plaasvind. Kom nou church. En weet jy, it's beautiful. It's beautiful. Daai verhouding gaan aanhou tot die dag wat ons afsterf. As ons praat van heiligmaking, wie van julle is in heiligmaking? Kom aan, is die Heilige Gees besig om jou heilig te maak? Ek hoop so. Want as hy binne in jou bly, is dit sy werk. As jy erken dat jy is besig met heiligmaking, dan erken jy ook dat jy het sonde in jou lewe, en dit gaan 10 teen gaan goed in jou lewe wees tot die dag wat jy sterf, want dis hoe lank ons in heiligmaking gaan wees. Iemand? As ek dit erken, en ek is bewus daarvan dat heiligmaking een van die mees intiemste oomblikke is wat die Heilige Gees met my kan hê, dan wil ek sê, Here, kom maak my heilig. Kom maak my heilig. Kom verander in my hart. So as jy nie meer hier is nie, maar jy is op 'n plek waar jy reeds oopgemaak het, reeds oorgegee het, en die Heilige Gees is inwonend in jou, dan is daar nog goed waarin die Heilige Gees moet werk. Maar jou begeertes, dit wat vir jou lekker is, gaan nie meer wees wat lekker is vir die wêreld.
Dit beteken nie ons gaan nie fouteer nie, dit beteken net wanneer ons fouteer gaan ons dit haat. Want dis nie wat in my hart is nie. Dis nie wat ek wil doen nie, dis nie wie ek wil wees nie. En as jy dit besef, dan beteken dit die Heilige Gees leef binne in jou. Beteken hy leef binne in jou. Nou het jy 'n keuse. Jy kan kwaad word, maar jy hoef nie 'n aggressiewe mens te wees nie, want die Heilige Gees leef binne in jou. Come on, jy kan verbitter word, maar jy hoef nie 'n depressiewe mens te wees nie, want die Heilige Gees leef binne in jou. Jy kan jaloers word, maar jy hoef nie soos Kain daarop te koester tot dit haatgevoelens en moord produce nie. Jy kan jaloers word, maar jy hoef nie soos Saul, jy hoef nie so te word nie, jy hoef nie agterdogtig te word om elke hoek en draai nie. Jy hoef nie. Ons kan nou enigiets beleef, maar dis die Heilige Gees binne in my wat nie my karakter verander nie. Alhoewel ek dit voel en dalk in 'n oomblik in swakheid verkeerd optree, kan ek my nou self oorgee aan die werking van die Heilige Gees om konstant in my heiligheid te bewerkstellig, iemand. En dit is die begeerte van God. Die begeerte van God is dat ek en jy vanoggend in verhouding met hom sal staan. Sit gou vir my 2 Timoteus op. En dan gaan we hierdie skrifgedeelte afsluit vanoggend. Want God het vir ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. As jy vanoggend na hierdie boodskap luister, maar daar's 'n vrees in jou hart dat jy miskien nog nie gered is nie, wil ek jou nou al sê, ek gaan nou 'n kans gee vir jou om jou hart vir die Here te gee. Want as jy reeds jou hart oopgemaak het en die Heilige Gees woon binne in jou, het jy geen rede om te vrees nie. Dan is die heiligheidsmakingsproses is intimiteit met God. Die heiligmakingsproses is 'n verhouding met God. Dis 'n geleentheid vir my en jou om elke keer naby aan hom te loop. So wat gebeur? Iemand swaai voor my in by die skool. Ons gee mos altyd die taxi's die skuld en nooit die tannies met die Fortuners nie, nê. Daar's nie meer Fortuners, dis 'n ander voertuig, maar wat gebeur? Iemand druk voor jou in. Wat voel jy? Kom nou, al is jy 'n kind van God, wat voel jy? Jy voel woede. Jy voel kwaad. Wat van as daai gevoel, Jackie staan gewee op. Wat van as daai gevoel wat jy voel 'n prikkel is? Wat vir jou sê, hey Jackie, kom, hierdie is die oomblik. Hierdie is die oomblik. Kom gou hierso, Jackie, hierdie is die moment. Kom hierso, Jackie, gee my 'n drukkie. Oh. By the way, as jy nie van drukkies hou nie, is jy in verkeerde kerk. Okay. Maar wat van as die oomblik wanneer jy las voel? Wat van as die oomblik wanneer jy daai girl of daai ou sien en jy voel las? Wat van as dit 'n perfekte geleentheid vir jou is om te stop en die Here net 'n drukkie te gee? Verhouding met hom te staan. Wat van as nou, juis elke keer wanneer jy daai negativiteit voel, die Heilige Gees prikkel net voel en sê die Here vir jou sê, "Bok, hierdie is 'n perfekte geleentheid. Kom. Ek wil hê jy moet by my kom staan. Kom hierso." Sien julle wat verhouding doen? Ek wil vanoggend getuig dat hierdie moments, dankie Jacques, dis hierdie moments wat my tot hier toe gebring het. Is om te kan erken, yes, ek voel so. Yes, ek sien dit. Ja, ek beleef dit ook. Maar hierdie is vir my 'n perfekte geleentheid. Dis vir my 'n perfekte geleentheid om Jesus net so 'n drukkie te gee. Roep Jesus jou vanmôre. Praat hy vanoggend met jou. Miskien voel jy dit. Miskien voel jy dit want jy het nog nie jou hart oopgemaak nie. Miskien kan jy ook vanoggend erken, soos ek op 'n plek was waar ek gedink het ek is fine en ek is gered en as ek daai oggend daai sneller getrek het, weet ek weet dit met alles in my dat ek vandag in die hel sou wees. Ek was nie gered nie. Die Heilige Gees van God, die geskenk wat beloof word, die derde persoon in die Godheid het nog nie binne my gewoon nie. Ek dank die Here dat ek 20 jaar terug daai kans gehad het. Miskien is volgend jou kans. Miskien is volgend jou kans, of miskien
Miskien praat die Heilige Gees net vanmôre met jou oor hierdie heiligmakingsproses. Dis Pinkster nou. Sê vir die persoon langs jou, dis Pinkster nou. Sê vir die persoon langs jou, dis Pinkster môre. Miskien kan ek jy nie nou in die oë kyk nie. Miskien mis ek jou. Maar die volgende keer wat jy depressief voel, is Pinkster nou. Dis Pinkster nou. Dit beteken is 'n geleentheid vir my en jou om die krag van die Heilige Gees te beleef. Miskien is jy wedergebore, miskien is jy gered. Maar hierdie gedagtes bly kom en jy bly worstel met hierdie sonde in jou lewe en dan wil die Heilige Gees vanmôre vir jou sê, my kind, bly net oopmaak. Bly oopmaak en in daai oomblik, in plaas daarvan om condemned te voel, maak oop. Maak oop en gee my 'n drukkie. Maak oop. Jesus het my nog nooit weggestoot as ek gesondig het nie. Nog nooit. Voordat ek hom geken het, het hy my probeer wegkry na hom toe. Nou dat ek hom ken, nou voel ek hoe druk hy my en hy soos my kind is alright, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Die van julle wat tieners seuns, miskien is meisies dieselfde of dalk erger. As ek na my vrou kyk, dan dink ek dogters kan dalk nee. Ek het tienerlaities in my huis. So kry ek my op 'n plek waar die worsteling, dit raak real, né? Julle kan simpatiseer. En ek het 2 beautiful kids. Ek dink ek het 2 awesome laities. Maar die worstel raak real. En in hierdie week verloor ek dit. En ek skree en ek is kwaad. En in daai oomblik besef ek, wow, toe ek so oud was, sou ek het net geloof het, as iemand gestop het, terwyl ek besig is om rebels te wees. Kom nou. Terwyl ek weet ek's besig om verkeerd op te tree. Sou ek het geloof het, as iemand net gestop het, na my toe geloop het, en my nie tereg gewys het nie, my 'n drukkie gegee het. My net vasgehou het en gesê, hey, gaan okay wees. It's alright. It's gonna be okay. Ek sou het geloof het. En ek het great ouers gehad. Ek sê nie, daar's met my ouers nie. Hoeveel van julle staan vanoggend hier? Miskien al wat jy nodig het om te hoor is die Heilige Gees wat vir jou sê vanoggend, jy's gered. Die Gees is in jou, ek het jou lief. Ek sien jy fouteer, ek sien jy faal. Maar hier is my arms. Hier is my arms. Ek gaan jou nie teregwys nie, ek gaan nie op jou skree nie, ek gaan nie met jou baklei nie, ek gaan nie vir jou sê, come on, jy moet heilig wees. Jy moet. Ek gaan nie jou toe kom en sê, dis okay. Miskien wil die Here net jou vanmôre vashou en sê, hey my kind, dis fyn. Weet jy hoekom is dit fyn? Want die pand van redding leef in jou. My Gees leef in jou, wanneer ek na jou kyk, dan sien ek my Gees. Ek het besef dat dis die liefde van God wat my na heiligheid toe trek. Dis die liefde van God wat daai verhouding kosbaar en spesiaal maak. Miskien is dit jy. Dan wil ek net vanmôre my arms vir jou oopmaak en sê, die Here nooi jou. Maar ek wil wel vanoggend 'n geleentheid maak. Wedergeboorte is nie 'n Pinkster kerk ding nie. Dis 'n woord ding. Jesus sê, tensy jy nie wedergebore is nie, kan jy nie die koninkryk van God hê nie. Daar's nie 'n manier dat jy die inwoning van die Heilige Gees kan beleef as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie. Jy kan religious wees, jy kan selfs hom beleef, fight vir jou. Maar om met 'n dag in elkeen van ons se lewens kom wat ons self voor die Here staan. En sê, Here, ek nooi U in. Ek gee my hart vanoggend aan U. Ek gaan nie meer so hard probeer nie, ek gaan nou U vertrou.
Ek neem U aan as my redder en my saligmaker. Saam met Jesus gaan